wanneer jou woorde teen jou werk. Geliefdes, een van die grootste kragte wat God aan die mens gegee het, is die krag van woorde. Woorde kan bou of woorde kan breek. Woorde kan genees of vernietig. Woorde kan lewe bring of woorde kan dood saai. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Baie mense bid vir deurbrake, maar hulle eie woorde vernietig wat God wil doen. Hulle verklaar, ek sal nooit uitkom nie. Niks werk ooit vir my uit nie. Ek is moeg. Ek gaan dit nie maak nie. Jy kan nie heeltyd negativiteit spreek en 'n positiewe oes verwag nie. Jou mond kan jou grootste seën wees, of dit kan jou grootste vyand wees. Wanneer jou woorde teen jou werk, woorde is nie net klanke nie, woorde dra geestelike krag. God het die wêreld geskep deur woorde. Genesis 1 vers 3 sê, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. As God deur woorde skep, verstaan dan, jou woorde het ook krag. Baie mense leef vasgevang, omdat hulle voortdurend negatiewe dinge oor hulle self spreek. Ek is niks werd nie. Ek gaan altyd sukkel. My kinders gaan nooit verander nie. My huwelik is verby. Hou op om vloeke oor jou eie lewe te spreek. Wat jy konstant spreek, begin jy glo. En wat jy glo, begin lewe. Die volk van Israel het hulle self met hulle woorde vasgebind. God bring Israel uit Egipte. Was daar 'n beloofde land wat op hulle gewag het, maar in die woestyn het hulle konstant gekla. Numeri 14 vers 28 sê, sowaar as ek leef, spreek die Here, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Dit is baie ernstig, geliefdes. God het gesê, wat julle spreek, dit sal lewe. Hulle het gesê, ons gaan sterf, ons gaan nie hier uitkom nie. Ons is so sprinkane, en uiteindelik het hulle nooit die beloofde land bereik nie. Pas op, kind van die Here, dat jou mond nie jou bestemming saboteer nie. Negatiewe woorde maak jou gees moeg. Party mense praat hulself permanent in depressie in. Hulle verklaar elke dag dat hulle nie meer kan nie, dat dit klaar is met hulle. Hulle verklaar dat alles uitmekaar uitval. Jou gees luister na jou woorde. Dawid het verstaan hoe belangrik dit is om reg te praat. Volgens Psalm 42 vers 6, wat buig jy jou neer, o my siel, hoop op God. Dawid het met sy eie siel gepraat. Jy moet leer om geloof te spreek, lewe te spreek, hoop te spreek, God se beloftes te spreek, selfs wanneer jy nie goed voel nie. Jou woorde kan verhoudings vernietig. Baie huise word vernietig deur woorde, en sin kan skade doen wat jare vat om te genees. Efesiërs 4 vers 29 sê, geen vuil woord moet uit julle mond uitgaan nie. Soms vra ons, hoekom is daar soveel spanning? Maar kyk na die woorde wat in die huis gepraat word. Konstante kritiek, konstante vernederings, lelik praat, gevloekery, harde woorde. Woorde laat merke op mense se harte. Daar is mense wat vandag nog sukkel om oor dinge te kom wat jare terug oor hulle gesê is. Gebruik jou mond om op te bou. Gebruik jou mond om te bemoedig, om te genees, om liefde te spreek. Geloof praat anders. Wanneer almal negatief praat, moet kinders van God anders praat. Dawid het teenoor Goliat gestaan en nie vrees gepraat nie. Volgens 1 Samuel 17 vers 45. Ek kom na jou in die naam van die Here. Ander het 'n reus gesien. Dawid het oorwinning gesien.
Wat spreek jy oor jou situasie, oor jou gesondheid, oor jou finansies, oor jou kinders, oor jou bediening, oor jou toekoms? Hou op om saam met die probleem te praat, begin om saam met God te praat. Jou mond moet onder die Heilige Gees kom. Nie alles wat jy voel, moet jy sê nie. Sommige mense verloor seëninge, omdat hulle nie hulle tonge kan beheer nie. Volgens Jakobus 3 vers 5, net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Een onbeheerde mond kan verhoudings vernietig, dit kan deure sluit, dit kan vrede steel, dit kan 'n bediening skade aandoen. Vra die Heilige Gees om jou mond te beheer. Sê, Here, plaas 'n wag voor my mond. Ek wil vandag 'n profetiese woord spreek. Ek voel in my gees vandag. Die Here wil mense bevry van negatiewe verklaringe. Vir te lank het jy dood gespreek, mislukkings gespreek, vrees gespreek, hopeloosheid gespreek. Maar vandag verander jou taal. Ek profeteer, jy gaan weer lewe spreek, jy gaan weer geloof spreek, jy gaan weer oorwinning spreek. Wat die vyand bedoel het vir vernietiging, gaan God omdraai vir jou getuienis. Daar kom nuwe krag in jou woorde. Jy gaan nie meer praat soos iemand wat verslaan is nie. Jy gaan praat soos iemand wat deur God geroep is, in Jesus naam. Ek wil vandag 'n altaar oproep doen. Miskien besef jy vandag, my mond het skade gedoen. Jy het mense seer gemaak. Jy het jouself afgebreek. Jy het teen God se wil gepraat. Maar daar is genade by Jesus. Jesus Christus kan jou hart verander en ook jou woorde. Bid vandag, Here, vergewe my vir elke negatiewe woord, harde woorde en ongelowige woorde. Reinig my hart en my mond. Help my om lewe, geloof en waarheid te spreek. Gebruik my mond om ander op te bou en U naam groot te maak. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre afsluit. Moenie jou eie lewe vernietig met jou mond nie. Onthou, jou woorde dra krag. Jou woorde beïnvloed gees. Jou woorde beïnvloed jou toekoms. Jou woorde beïnvloed ander mense. Begin vandag lewe spreek, geloof spreek, hoop spreek, God se belofte spreek. Hou op sê, ek gaan dit nie maak nie. Begin om te sê, ek kan alles doen deur Christus wat my die krag gee. Hou op om te sê, ek is verslaan, en begin om te sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Jou woorde gaan nie meer teen jou werk nie. Jou woorde gaan saamwerk met woorde wat in God se plan is. Amen en amen.